Goeiemôre, broers en susters. Dit is 'n voorreg weer vir my om hier te wees. Laas Sondag het ons gedink ek het 'n baie ernstige siekte en die toets is hierdie week gedoen. Ek het nie die ernstige siekte nie, so ons is baie dankbaar. Want ek wil baie graag vandag hierdie boodskap wat ek gekry het, die boodskap bestaan al lankal, maar ek wil hom graag aan julle oordra. Amper sou dit nie gebeur het nie, maar gelukkig is die geleentheid daar. Ons bid vir die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ter harte neem. Amen. Ons gaan weer kyk na Daniël 10. Ek gaan Daniël 10 uit die 1983 vertaling lees. Van julle sou gesien het dat die tema van hierdie boodskap is die geveg. Die geveg en hoe ons as gelowiges daarop reageer. Dit is 'n vervolg van 'n vorige preek waar ek julle in spanning gehou het en die antwoord vertrou ek gaan vandag gebeur. En ek weet Paul was die vorige preek daar en werklik waar hy is nou hier vir die vervolg en ek het hom nie vooraf gewaarsku nie. Kom ons lees Daniël 10. In die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië het Daniël, wat Beltsasar genoem word, 'n openbaring ontvang. Dit was 'n egte openbaring. Maar dit was moeilik om te verstaan. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom geopenbaar is. In daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreur. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie, my mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Ek dink in ander vertalings word gesê dat Daniël het gevas vir hierdie 21 dae. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ufas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels. Sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange dat hulle gevlug en weggekruip het en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en het ek geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek hom nog oor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het 'n hand my gevat en my op my knieë en hande laat staan, terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniël, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê, en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. En toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gestaan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af, luister hierdie ding, van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese ryk het my 21 dae lank teruggehou, maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom. En terwyl hy dit vir my sê,
het ek sprakeloos my kop na die grond toe laat sak. Toe het iemand wat soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak en ek kon weer my mond oopmaak en praat. Ek het vir die een wat voor my gestaan het gesê, meneer, die visioen het my so ontstel dat ek geen krag meer het nie. Hoe kan ek, u dienaar, met iemand soos u praat, meneer? My kragte het ingegee. Ek kan skaars nog asemhaal. Toe het hy, wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en vir my krag gegee. Hy het vir my gesê, moenie bang wees nie, jy vir wie God lief het. Dit sal goed gaan met jou, wees sterk, wees sterk. En terwyl hy met my praat, het ek weer sterk gevoel en gesê, u kan maar praat, want u het vir my krag gegee. Hy het toe vir my gesê, nou weet jy waarom ek na jou toe gekom het. En nou moet ek teruggaan om teen die engel van Persië te gaan veg. En as ek met hom klaar is, sal die engel van Griekeland kom. Maar eers sal ek jou vertel wat in die boek van die waarheid opgeteken is. Daar is niemand wat my teen hulle bystaan nie, behalwe julle engel Michael. Aldaar, ek gaan jou net vra om daai skyfies maar aan te skuif. Dis baie kort skyfies. So eerstens doen ons die inleiding. Jy het gehoor, die tema van hierdie boodskap is die geveg. Die Bybel is baie duidelik dat die Christelike lewe 'n geveg is. Indien jy 'n Christen is, dan het jy 'n eeuwe-oue oorlog geërf. Ons vyand is baie magtig en hy is daarop uit om ons te vernietig. Reg van omtrent die begin van die Bybel en die hele begin van die menslike ras. In Genesis 3 vers 15 sê God aan die slang, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En dit beteken dat daar 2 soorte mense op aarde is. Die wat aan die Here behoort en die wat nie aan hom behoort nie. En die res van die Bybel is 'n rekord of verslag van daai hele geveg wat toe begin het. Jesus Christus het uiteindelik gekom. Het was voorspel in Genesis 3 vers 15. By die kruis het hy die kop van die slang vermorsel. Die doodslag was toegedien. Maar dit was nog nie finaal nie. Dit was 'n dodelike slag. En soos julle weet, 'n dodelik gewonde dier kan groot skade aanrig. In Openbaring 12 vers 12 lees ons, dit noem daar, dat die duiwel met woede gevul is, omdat hy weet dat sy tyd kort is. Die feit dat sy tyd uitloop, die feit dat 'n dodelike slag aan hom toegedien is, maak dat hy al hoe meer woedend is. En dit laat mens dink aan die Tweede Wêreldoorlog met D-dag. Toe daar by Normandië die geallieerde magte daar aan wal gekom het. Toe het mense met 'n halwe brein al geweet, dit is die einde van die oorlog. Maar dit was nie. Daar is baie ewig geveg na daai D-dag. Baie van die gevegte na daai tyd was die ergste en die bloedigste van die hele Tweede Wêreldoorlog. Die duiwel is met woede gevul omdat hy weet dat sy tyd kort is. So ons moet veg en ons moet hard veg. En die laaste werklike vyand is geïdentifiseer, die duiwel en sy engele. En ons het gesien die vorige keer dat ons strategie is geestelik van aard. Hoe moet ons eintlik 'n optrede wees? Hoe gaan ons te werk om die Bybel te beveg? Ons weet uit die Bybel dat ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen geestelike vyande. So fisiese wapens het geen nut nie. Jy kan nie die duiwel met geld omkoop nie. Jy kan nie die duiwel met 'n laserstraal skiet nie.
Ons benodig geestelike wapens vir 'n geestelike geveg. En dus uit hierdie hoofstuk duidelik dat die mees belangrike wapen in 'n Christense wapenkamer gebed is. So wat kan ons van Daniël 10 leer oor hoe om hierdie geveg te veg? So nou kom ons by die volgende skyfie, die vyand se teenstand. Ons gaan kyk na die vyand se teenstand en ons Christene se antwoord daarop. Tot eerstens die agtergrond van hoofstuk 10. Net kortliks, dis die 3de regeringsjaar van koning Kores. En die Jode daar terug in Jerusalem het begin om die tempel te herbou. En terwyl koning Kores weg is sy seun daar aan bewind en hy hoor allerhande kinderstories van die Samaritane en die ander mense daar in Israel. En hy reik 'n bevel uit dat die herbou van die tempel onmiddellik gestaak moet word. En dan Daniël hoor dit en hy is baie ontsteld. En hy begin bid dat die Here die koning se hart en verstand verander. En sy gebede het 'n onmiddellike, ontzagwekkende effek. Want onmiddellik toe hy begin bid het, kom die Seun van God van die hemel en hy tree onmiddellik toe tot die geveg. Hy gaan onmiddellik na die koning van Persië om sy hart te verander. Maar, soos julle laas gehoor het, dit word aan ons vertel dat hy vir 21 dae deur die engel van die Persiese ryk teengestaan word. So net om dit duidelik te kry, daar's die koning van Persië, 'n mens, soos alle mense, maar dan word in hoofstuk 10 gepraat van, daar word een vertaling praat van die prins van Persië, in hierdie vertaling lees ons van die engel van die Persiese ryk, en dis 'n bose gees. So, dit word vertel dat die Seun van God 21 dae deur die engel van die Persiese ryk teengestaan word. En dit het ons laat wonder, hoe kan die Seun van God deur 'n bose gees teengestaan word? En ek gaan 'n bietjie verduidelik hoe dit moontlik is. En julle gaan dit dink ek ook verstaan. Ons weet dat ons stryd is teen owerhede en magte, en een van die geestelike magte van die bose in die hemels, dit is van die geestelike magte waarvan Paulus in Efesiërs 6 vers 12 praat. Hoe kan die Seun van God teengestaan word? Hoegenaamd? Hoe kan hy selfs vir 21 sekondes teengestaan word? Hoe kom die Seun van God hoegenaamd veg? En dis hoekom 'n aantal kommentators verkies om te argumenteer dat die hemelse figuur wat daar beskryf word nie die Seun van God is nie, maar 'n engel. En ons het in die vorige preek gesê waarom ons dink dis nie 'n engel nie, dis werklik die Seun van God. Ook vanweë die ooreenkomste van die beskrywing in Openbaring 1. Maar of dit nou werklik die Seun van God was of net 'n engel van God, dit los nie die vraag onmiddellik op nie, want selfs 'n engel van God tree met die mag van God op. Hoe kan selfs 'n engel van God deur die bose teengestaan word? Goed, nou begin ons bietjie hierdie ding ontleed. Wanneer ons na die evangelies gaan en ons sien hoe Christus in die wêreld kom, dan lees ons elke keer hoe Christus met baie duiwels te doen kry tydens sy bediening op aarde. En dit is iets wat die evangelieskrywers elke slag beklemtoon. Die duiwels is onmiddellik gehoorsaam aan Christus. Hulle het hom onmiddellik gehoorsaam. Ons het ook daai geskiedenis gelees in Markus 5, waar Christus het na oorkant die meer gevaar en daar het hulle hierdie besetene van Gadara ontmoet. En sy naam was Legio. Hy was vol met bose geeste. Hy word selfs in die nuwe vertaling word hy as 'n legioen beskryf. 'n Legioen was 'n groep was 'n leermag van 5000 Romeinse troepe. Hy is legioen genoem. En toe Christus daar kom, toe pleit daar die bose geeste
toe Jesus hulle uitdryf, hulle sê, moet ons asseblief nie hel toe stuur nie, laat ons net in die varke gaan. En toe het al die bose geeste in die varke ingegaan, en hulle het by die afgrond afgestort. So, julle kry die prentjie. In die Nuwe Testament, toe Christus daar was die duiwels onmiddellik aan Christus gehoorsaam. En dan lees jy, wanneer Christus terugkeer, dan net met die asem van sy mond, gaan die bose oorwin word. Ons lees daarvan in 2 Tessalonisense 2 vers 8. Net sy verskyning sal genoeg wees om die duiwels uit te wis. Net 'n blaas van sy mond. Dan gaan by Armageddon gaan nie 'n uitgebreide geveg wees nie, dit gaan baie vinnig verby wees. Dan gaan nie 'n 3 week vertraging by daai slag van Armageddon wees nie. Niemand sal vir Christus kan teenstaan nie. So, wat ons kry, is dat van Christus se eerste koms tot sy tweede koms, word hy 'n mate van vryheid en krag toegelaat. Hy is aan 'n ketting, maar binne die beperkings van die ketting het hy werklike krag. Met ander woorde, God het besluit om boosheid nog nie so volledig as wat dit verdien te hanteer nie. Dis God se beleid tot die einde van die tyd. Hy gaan nie sy wraak volledig soos wat dit verdien hanteer nie. Hy gaan die boosheid verdra. Ons kry dit al klaar by Adam en Eva. Hy kon hulle platgeslaan het, maar hy het hulle beskerm. Hy is uit die paradys uit. Hulle mocht nie van die boom van die lewe eet nie, om hulle te bewaar. En ons lees dit weer by Noag. Hy het die wêreld verdelg, maar hy het Noag en al die diere gespaar, en weer is daar tyd. En die enigste rede, hoekom hy dit doen, is dit nie sag geword oor die sonde nie, inteendeel. Maar die enigste rede waarom hy dit doen, is sodat meer mense gered kan word. Dis sy genade en barmhartigheid. Indien God die duiwel en sy werk volledig vernietig het, dan sal dit die einde van die geskiedenis beteken. Sodra die laaste uitverkorenes gered is, dan is dit die einde, en dan sal die duiwel finaal oorwin word. Die feit dat die duiwels bestaan en nie in die hel is nie, toon dat hulle steeds in rebellie teen God is. Hulle weerstaan God. Dit beteken dat daar 'n oorlog is en dat ons teen die duiwel moet veg en sy engele het steeds krag. Dis beperk, maar dis werklik. En daarom beperk God doelbewus die uitdrukking van sy mag en sy geregtigheid, en dit is waarom die engel van die Persiese ryk in staat is om 21 dae weerstand te bied. Dis God wat dit toelaat. Dis nog genade tyd. Maar nou, as jy nou regtig daaroor dink, is dit regtig so moeilik om vers 13 te verstaan? Die 21 dae wat die seun van God teengestaan is. Ons vra hoe enige persoon die seun van God vir 21 dae kan weerstaan. Hoe kan die engel van die Persiese ryk dit doen? Maar vriende, mense doen dit elke dag. Miskien het party van julle dit al vir 21 jaar gedoen, om Christus teen te staan. Miskien het een of meer van julle dit al hier gedoen. Julle weerstaan die seun van God. Jy het week na week onder die prediking van God se woord gesit, en jy het ervaar dat die Gees van God met jou praat, en jou gewete aanspreek, en diep binne in jou weet jy, hoe ook al jy dit probeer ontken, teenoor jou vriende en selfs jouself. Jy weet diep binne in jou, dat jy moet reageer, en dat jy Christus as jou verlosser moet aanvaar. Jy moet berou hê oor jou sondes, jy moet die evangelie glo.
Maar jy doen dit nie. En miskien gaan jy van hierdie erediens af weg, terwyl God met jou gepraat het, en met jou gewerk het, jou aangespreek het, en jou oortuig het. En nou wil jy van hierdie plek af weggaan, terwyl jy nog steeds God weerstaan. Jy weerstaan die Heilige Gees en verhard jou hart. En in Handelinge 7 vers 51 praat Stefanus oor hoe dit herhaaldelik gebeur het en gereeld in Israel se geskiedenis. En Stefanus sê aan sy luisteraars dat dit nou nog steeds gebeur, selfs na Pinkster. Hy sê aan sy luisteraars, julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. So dus, in daardie lig is dit nie so moeilik om te verstaan hoe mens die Seun van God kan teenstaan nie. Selfs Christene doen dit. Ons kan tydelik ons ore sluit vir wat God vir ons oor iets sê. Ons weet iets is verkeerd, maar ons gaan aan en ons doen dit in elk geval. Ons laat toe dat ons opgesluit word in 'n patroon van sondige gedrag. Ons ken daai ding. Ons weet hoe dit is, ons doen dit self. So dis vir al hierdie redes wat ons ietsie meer verstaan, hoe die engel van die Persiese Ryk in staat was om Christus vir 21 dae te weerstaan. Totdat die Here terugkom, word die bose toegelaat om te bestaan en 'n mate van krag te hê. Vir nou is dit moontlik om te sondig. Vir die huidige kan 'n mens rebelleer en weerstaan, maar dit sal nie onbepaald voortduur nie. Dis die antwoord op die 21 dae se teenstand teen die Seun van God. Nou kom ons by die volgende skyfie, die Christense antwoord op die teenstand. En hier kom twee dele, die eerste deel, tweede deel, en ons moet bid. Dis hoe ons die vyand teenstaan. Dis ons wapen, ons bid. Ons moet bid. En ons moet hierdie erediens verlaat met hierdie gedagtes aan hierdie diens van vandag, van die absolute oortuiging van die krag, die noodsaaklikheid en die effektiwiteit van gebed. Omdat ons hier gesien het wat gebed doen. Daniël se gebede bring groter en groter geestelike druk op die koning van Persië en die demoniese geeste wat agter hom is. Daniël gee nie die veld oor aan die vyand nie. Hy laat hulle nie toe om hulle planne in vrede uit te voer nie. Hy gooi nie sy arms in wanhoop in die lug. Ag, dit help tog alles niks nie. Hy sê nie dat die Persiese koning het sy besluit geneem en dat hy die baas en die heerser is nie. Hy sê nie die situasie is te groot nie. Hy is 'n goeie soldaat en so worstel hy in gebed dag na dag deur te vas en in te tree en te roep vir die krag van God in die situasie hier in Jerusalem. En julle het gehoor, né? Sodra hy begin bid het die Seun van God tot die geveg toegetree teen die owerhede en die magte. En vriende, dis wat ons moet doen. Ons moet dieselfde doen. Jy en ek is in die middel van 'n geestelike oorlog wat onsigbaar rondom ons woed in die hemelse sfere en ons moet bid. Ons gaan nou iets meer sê oor hierdie onsigbaarheid. Daar's 'n klomp ander dinge wat ons ook moet doen. Ons moet baie dinge doen. Ons moet kerk toe kom en ons moet vir ons familie sorg, ons moet ons huiswerk doen en ons moet ons gedra. Maar die belangrikste is ons moet bid. Ons hoef nie in wanhoop ons hande in die lug te gooi vanweë die boosheid en vieslikheid en goddeloosheid van die nasies nie. En ons kan bid. Ons kan bid oor die korrupsie wat in elke vlak van die regering is. By ons en in ander lande. Ons moet bid oor die bose wetgewing wat probeer om die huwelik te herdefinieer of wat dit reeds geherdefinieer het. Ons moet bid oor die manier waarop die transgender aktiviste probeer om deur wetgewing die verskil en onderskeid wat God tussen 'n man en 'n vrou geskep het uit te vee. Ons moet teen abortus bid.
Ons moet bid teen geweld en rasisme en rowery. Hierdie dinge is nie net die gevolg van mense se sondige rebellie teen God nie, dit is ook so. Maar dit is ook die gevolg van geestelike manipulasie van demoniese magte. Die bose engel van Suid-Afrika en die bose engel van Israel is hard aan die werk. Hoe kan ons nie bid nie? Hoekom word gebedsbijeenkomste so swak bygewoon? Dis dikwels 'n verleentheid en 'n aanklag teen ons as Christene. Ons gee die veld prys ten gunste van die vyand. Ons lê ons wapens neer sonder om te veg. Elke dag wat ons nie bid nie, hardloop ons van die geveg af weg. Ons laat ander namens ons veg. En ons mag steeds deur God se genade die geveg wen. Maar dit sal dan sonder dank aan jou en my wees as ons nie gebid het nie. En hier is nog 'n belangrike ding. Julle het nou gehoor, ons werklike vyand is geestelik en dit beteken dat Christene die enigste mense in die wêreld is wat die vermoë het om teen die vyand te veg. As ons nie bid nie, sal niemand anders dit doen nie, want niemand anders kan dit doen nie. Dis slegs Christene wat toegang het tot God se genade troon deur die bloed van Christus. Let op, dis slegs Christene wat die mag het om teen hierdie geestelike bose geeste te veg, omdat ons direk toegang het tot God se genade troon deur die bloed van Christus. Selfs al was daar 'n hele leermag van uitgesoekte soldate, sal hulle hulpeloos wees teen die duiwel en sy engele. En daarom moet ons die soldate van Christus mobiliseer om gereeld en ingespanne te bid teen die geestelike magte van die bose in die hemelse ryk. Ons moet privaat bid. Op ons eie moet ons uit ons bed opstaan en bid. Ons moet selfs 'n tyd in die dag uitkerf om te bid. Daar's 'n voorbeeld wat ons raak gelees het van Susanna Wesley, die vrou van Charles Wesley. Hulle het 'n baie besige huishouding gehad, 'n klomp kinders, en daar was nie baie beweegruimte in daai huis nie. En dan net in die middel van die dag het sy op 'n stoel gesit en sy het haar voorskoot op haar kop gesit en sy het gebid. Want sy het net geweet, sy moet bid. Kerf jou tyd uit in die dag om te bid, selfs by die skool. Of in die aand as jy wil gaan slaap, of in die oggend as jy opstaan, maak tyd om te bid. Ons as families kan saam bid in huisgodsdiens. Ons kan baie meer doen as net rympies opsê. Ons hoef nie ons kinders te leer om net rympies op te sê van, ja, ons ken nie rympies. Ons kan ingespanne direk met die Here praat vir die dinge wat nie reg is in die samelewing nie. Ons kan bid oor kopsere en ons kan bid oor die goed in die huis wat nie reg is nie en al die werkies wat ek nog moet doen wat ek nie by uitkom nie. En ons kan bid vir uitreiking en dit is belangrik. Maar ons kan bid vir regerings, vir regerders, vir wetgewers, vir die dinge wat so groot lyk. Ons kan dit doen. Daniel het dit gedoen, ons kan dit doen en ons kan by huisgodsdiens elke dag kan ons saam as familie dit doen. Ons kan in ons kerke bid. As ons nie kerk toe kan kom nie, kan ons met 'n Zoom-vergadering, kan jy ook bid. Dit is nie so effektief as om fisies by mekaar te wees nie, maar dit is baie beter as niks. So, hierdie is die teater waarin die hoofgeveg gaan plaasvind. Uiteindelik is elke probleem in ons land en die lande van die wêreld geestelik van aard. En ons vyand is 'n geestelike ons vyand is 'n geestelike vyand en so uiteindelik is Christene die enigste mense in Suid-Afrika en in die buiteland wat die wortelprobleme, die fundamentele probleme in die gemeenskap kan aanspreek. Die regering kan niks omtrent duiwels doen nie. Ons weet dit. Daar's liefdadigheidsorganisasies. Ons weet van hospitale en ons weet van baie werk wat gedoen word. Ons weet van brood uitdeel aan die gemeenskap. Dit spreek die simptome aan. Dit spreek nie die wortelprobleem aan nie. So,
Daniël 10 wys ons eerder as wat dit aan ons vertel, wat in die geestelike ryk gebeur wanneer Christene bid. Ons dink baie keer, ja, wil ons hierdie geestelike oorlog raak sien. Gaan ons nie ook maar baie bevrees raak as ons al die geeste sien wat rondom ons oorlog voer nie. Ons hoef nie na nasionale krisisse te kyk en te dink ons hoef nie daarvoor te bid nie. Ons kan dit doen. Spreuke 21 vers 1 sê, die koning se hart is waterstrome in die hand van die Here. Hy lei dit waarheen hy wil. Die Here kan harte verander, ons weet dit. Ons weet dit van onsself en ons weet dit van ander mense. So, die probleem wat ons ervaar, is die onsigbaarheid van dit alles. Ons bid en ons kan dit nie sien nie. En ons het, onthou julle, ons het Elisa en sy bediende, was omring deur 'n vyandelike leer. Jy kan dink as jy man alleen daar staan, as 'n hele leermag van mense rondom jou. En toe het Elisa net gebid dat die Here vir sy bediende kan sien, die vyandelik, die hele wapen van engele leers, wapende oorlogwaans, wat daar was om hulle te beskerm. Vir 'n oomblik het hy 'n geestelike bril opgesit. En Daniël 10 doen dieselfde. Ons sien iets van die geestelike ryk. So, by ons gebedskringe word groot geestelike magte losgelaat. As jy bid, soos Daniël, jy hoef nie 21 dae te vas nie. Elke keer as jy bid, luister die Here. Hy luister nie net vir Daniël nie. Hy luister vir al sy kinders. En soms voel jy, ag, ek het nie woorde om te bid nie. Jy het nie woorde nie, jy weet nie wat om te sê nie. Jy dink, ag, wat help dit alles? Maar God luister. Dis presies wat Daniël aan ons bid, 'n sig op die onsigbare dinge. Selfs al bid jy jou rympie, jy praat met die Here. Die duiwel bewe wanneer hy die swakste gelowige op sy knieë sien. Onthou toe Daniël hierdie gebed gebid het, was hy al ou man, hy was omtrent 87. En julle het gelees watter geweldige mag sy gebed losgelaat het. As ons dit werklik glo, as ons dit regtig snap, dan sal ons waarskynlik nooit weer 'n preek oor gebed of uitleg van gebed nodig hê nie. Want jy weet, die Here luister. Hierdie ding van dat jy iets nie kan sien nie, né? Ons weet jy moet verstandig eet. Ons weet jy moet reg eet, maar ons doen dit nie altyd nie. Want jy kan nie sien wat in jou liggaam aan die gang is nie. Maar dan pla ietsie en dan gaan sien die dokter. En dan kom jy agter, ja, daar's 'n bietjie cholesterol in jou bloedvate en die bloeddruk is 'n bietjie hoog en jy sien al hierdie goeters wat nie so lekker werk in jou liggaam nie. En dan ewe skielik word jy met 'n skok wakker en jy besef, nou moet jy jou lewenstyl verander. Omdat jy gesien het wat in jou liggaam aangaan. En hierdie Daniël 10 is soos die ekstrale van ons gebedslewe. Jy sien iets van die onsigbare wêreld wat rondom ons aangaan. En daarom bid ons vir sendelinge, en ons bid vir politici, en ons bid vir herlewing, en ons bid vir meer mense wat hier kerk toe kom om die waarheid te hoor. Ons bid vir daardie nie-Christen vir wie jy al so lank al bid. Of jy bid vir teen daai sonde wat jy so lank al pla, wat jy nie van ontslae kan raak nie. Jy kan dit voor die Here bring. En ons trek die krag van God af na hierdie situasie. Dis nie soos magic dat as jy bid, dan dwing jy God nou op te tree nie. Nee, dis omdat hy genadiglik verkies om te reageer op die gebede van sy mense.
En miskien moet jy en ek 'n paar reguit vrae vir onsself vra. Gee ons toe aan die sonde? Is ek besig om terug te gly? Sien ek nie meer God se seëninge in my lewe nie? Is ek ver van God af? En voordat jy nog jouself enige verdere vrae vra jouself die volgende: wanneer het jy ophou om te bid? Ons gaan nou na die laaste skyfie toe, die tweede deel. Daar staan, dink ek, ons antwoord deel 2. Deel 2 is, ons moet aanhou bid. Ons moet bid en ons moet volhardend bid, omdat hierdie hoofstuk ons leer dat alhoewel ons gebede onmiddellik gehoor word, moet ons aanhou bid, omdat dit tyd neem voordat die resultaat gesien word. Net omdat dit nie lyk of iets gebeur wanneer jy bid nie, moenie opgee nie, moenie ophou nie, moenie terugtreë nie. Net omdat die vyand nie omrol met die eerste skoot nie, hou jy nie op met veg nie. Na die eerste missiel afgeskiet is in 'n oorlog, hou die geveg nie op nie. Die vyand gaan nie sommer net omrol nie, jy moet aanhou terugveg. Gelukkig leers nie op om te veg as die eerste skoot geskiet is nie. Ons gee nie net op omdat die geveg swaar is nie. En Daniël 10 leer ons om dinge nie op sigwaarde te beoordeel nie. Dit mag lyk of niks gebeur nie, maar agter die skerms gebeur 'n groot geestelike geveg. En jou gebede is 'n lewensbelangrike bydrae tot hierdie worsteling. Dink net hoe dit vir Daniël gelyk het. Ons het in hoofstuk 9 gelees dat toe hy gebid het, toe die engel Gabriël tydens sy gebed aan hom verskyn. En nou vir 3 weke lyk dit of niks gebeur nie. Maar intussen weet ons baie dinge was besig om te gebeur. Maar God het sy gebede gehoor en God het op sy gebede gereageer die oomblik wat hy begin bid het. Wat is die mees algemene rede hoekom ons ophou om vir mense en situasies te bid? Is dit nie omdat dit vir ons lyk of dat ons gebede niks verander nie? Soos 'n vorige vraag wat iemand aan ons gevra het. Ek het vir hierdie nie-Christen vriend vir maande en jare gebid en hy weerstaan steeds die Here. Hy weerstaan steeds die evangelie. Hy is nog steeds verhard. Ek het die voorbeeld van die sonde genoem waarteen jy bid en die sonde begin nog steeds pla. Wat jy ook al doen, moenie ophou nie, moenie stop nie. Hou aan met bid want dit maak die wêreld se verskil. Ons weet, as jy siek is met 'n infeksie en jy kry antibiotika en die volgende dag is die situasie nog presies dieselfde en die dag daarna. Maar jy sê nie na 2 dae, ag nee, wat dit help niks en jy gooi die goed net weg nie. Nee, jy hou aan om die voorskrif te gebruik. Jy hou nie op net omdat jy die resultaat nie onmiddellik kan sien nie. En hoeveel gelykenisse is daar nie ook oor die koninkryk nie, né? Die koninkryk van die saaier, die saad wat gesaai word. Die saad skiet nie onmiddellik op nie, dit vat tyd. En die gelykenis van die suurdeeg, dit vat tyd vir die suurdeeg van die woord om deur te werk. Vir 'n tyd lank lyk alles presies dieselfde. Maar intussen is daai dinge besig om te werk. Ons weet nou, as ons begin bid, word 'n groot reservoir van magtige geestelike krag losgelaat op 'n bepaalde persoon of 'n bepaalde situasie. Ons hou aan om te bid en hou aan om te bid. En jy dink nie daaraan om op te hou nie. Dink net wat sou gebeur het as Daniël na 20 dae opgehou het. Gesê het nee, dit help tog niks nie. Na 21 dae
toe het die Seun van God aan hom verskyn. Hoeveel keer het ons te gou opgehou met bid? Miskien was die geveg amper gewen. As ons net 'n paar meer dae, 'n paar meer weke langer uitgehou en volhard het, sou ons gebede beantwoord gesien het. Maar in steede daarvan het ons verkrummel. Jy moet aanhou om te bid, dis die essensie van geloof. Dit is wat dit beteken om in geloof te lewe, om te glo sonder om te sien. Ons gaan aan om vir die ongelowige persoon te bid. Ons gaan aan om vir die nasie te bid, vir die wêreld te bid. Niks is te groot nie. Niks is te moeilik vir die Here nie. En die Here wil mans en vrouens en jong mense hê wat goeie soldate soos Daniël sal wees, wat die goeie stryd van geloof wil veg. Dis die uitdaging aan elkeen van ons in hierdie hoofstuk. Gaan ons een van hulle wees? Miskien was jy 'n ramp, miskien voel jy soos 'n mislukking in jou gebedslewe, miskien was jy 'n patetiese gebedsstryder in die verlede. Wel, ons is Christene. Ons kan berou hê oor ons sonde. Ons kan bekeer. Jy kan elke dag weer nuut begin met die krag van die Here. So, ons moet ernstig raak, want die oorlog gaan nie weggaan nie. Die geveg gaan nooit klaar kry nie, totdat Christus terugkeer. En sal dit nie wonderlik wees, as ons wat hier is, weggaan, en elkeen weer met 'n nuwe voorneme gaan, om tot die Here te bid, vir daardie familielid, daai vriend wat nie wil bekeer nie, vir daai situasie wat net nie wil regkom nie, vir ons skole, waar dinge so moeilik lyk, dinge gebeur, wanneer ons bid. Dis die boodskap van Daniël 10, ons is in 'n geveg. Die vyand is magtig, maar God is almagtig, en ons wapen is om te bid, en om te aanhou bid. Ons gaan dit doen. Amen. Kom ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.